die Reine Wynheid en baie welkom by vandag se program waar ons lekker gaan kuier tussen 4 verskillende plase en handelsmerke en hoor hoe hulle 'n sukses gemaak het van hierdie nuwe rigtings. Bly by ons daarvoor 'n bietjie later. Ons het ook ons wyn vir die week. My gas wat sê wat hulle gunsteling wyn en wynkos ervaring was en natuurlik sluit ek af met my wynfeit. My wyn vir hierdie week is die Seawood Pinotage 2023. Goeie pryspunt, vars lekker wyn, ryk swart kersies, so lekker kompleks maar tog baie toeganklik. Lieflike wonderpeper of allspice, bietjie vanille aroma wat daai Pinotage vir jou bied. Geniet hom. Ek het vir die baie bekende Mel die storieverteller gevra wat haar gunsteling wyn is en koswynervaring. Mel, welkom. Hallo Martelies en die RSG luisteraars, dit is nou 'n heerlike vraag om te beantwoord, maar 'n moeilike een, want hoe kies jy nou jou gunsteling wyn? Daar is so baie opsies. Ek bly nou in die wynlande en dis het my horisonne nogals redelik verbreed as dit kom by my wynkennis. En so het ek tot die besefing gekom dat jou wyn moet pas by jou okasie. Enige geleentheid pas nie by enige wyn nie, net soos wat dit nie pas by enige bord kos nie. So toe ek nou 'n student was op Stellenbosch, was enige geleentheid reg vir 'n glasie tassies, 'n lekker Tassenberg, maar ek dink dit is omdat ek nie van beter geweet het nie en ek kon nie iets anders bekostig nie. Tye het daarom nou verander. So nou glo ek op 'n lekker somersdag, lekker warm dag in 'n wit wyn. 'n Lekker droë, crispy, vars, koel wit Chenin Blanc of 'n Sauvignon Blanc. Hulle is vir my heerlik. En wynplase se witwyne wat ek geniet is 'n Diemersdal, Tokara, Spier en Laborie. Hy sit altyd so mooi vol rond op die tong, maar ek gooi daai glas met baie ys. Ek weet dit is kontroversieel hoeveel ysblokkies jy nou moet ingooi, maar ek hou van baie ys. En as die ys gesmelt het, dan gooi ek nog ys en so kan jy die hele dag lekker buite in die son sit en wit wyn drink. Wyn wat ek nooit drink nie is 'n rosé of 'n soet wyn, 'n nagereg wyn. Niks is vir my erger nie, dit proe so stroop, dis horribaal. Ek het een keer op 'n Valentynsaand ete saam met my man, het hulle vir ons hierdie komplementêre rosé glas saam met die ete en die hele aand was net nie lekker nie. Ons het na die tyd gaan wegneem ete skryf, want die wyn het die hele maaltyd ontsuur. Dis nou my persoonlike ervaring. Dan geniet ek vir 'n lekker glasie borrels of 'n bottel borrels, want jy kan hom vroeg begin drink hoor. 10:00 die oggend is al definitief iets wat jy al kan vier. En as daai kurk uitgeskiet het van 'n bottel borrels, weet net jy moet die hele bottel klaarmaak. Dit moet hom nie gaan bære in die yskas nie. 'n Bottel MCC of 'n lekker brood, hy is gemaak om opgedrink te word en dit sit enige slegte by en 'n goeie by, hoor. Veral 'n Boschendal of 'n Simonsig en ek hou van 'n Graham Beck ook, maar Laborie het ook nou 'n lekker borrels. So ek geniet vir hom as hy so lekker prikkel teen die verhemelte. Ek is mal oor 'n rooi wyn wanneer ek wil luks voel, klasie, ryk. Dan haal ek 'n goeie bottel rooiwyn uit vir my pelle en ek gryp altyd na 'n kanonkop. 'n Kanonkop rooiwyn is maar die een wat ek baie geniet. En jy haal ook 'n rooiwyn uit wanneer jy saam met vriende kuier wat baie geheime het. Want niks maak 'n tong so los soos 2 glase rooiwyn nie. So ek geniet dit en dit maak alles baie gesellig tot laat in die aand. As daai tande so pers beginne sit en die tong ook so 'n bietjie blou raak, dan weet jy dit was nou 'n goeie aand gewees. Maar so op die rooi wyntrein, as jy ook van iemand nie hou nie en hulle kom kuier by jou of hulle bly te lank, dan gooi jy vir hulle daai lekker dik osbloedwyn, daai een wat so deur jou neus kom na die eerste sluk, dan weet jy hulle loop sommer baie vinnig. Maar dan 'n ander rooiwyn wat ek baie geniet is die Warwick se Blue Lady. Ek het eendag daar gaan wynproe en die wynkonnoisseur het nou die hele storie vertel van hierdie Blue Lady en dit was vir my so interessant en ek proe toe die wyn saam met die storie en is vir my wonderlik en ek wil dit hê by die huis. Ek sê bring vir my 2 bottels, ek sal 2 bottels koop en toe hy nou die masjienkie bring en ek swipe sonder om te kyk wat die totaal is, toe ek nou groot geskrik van hoeveel hierdie bottels gekos het. Dit was R700 'n bottel
En dit was ook die duurste rooiwyn wat ek al ooit gekoop het, maar elke sent werd. En dit is my gunsteling rooiwyne. Ek hoop julle het 'n heerlike dag, ook vol lekker wyn. Baie dankie, dit dan Mel die storieverteller met haar gunsteling wyn en kos ervarings. Dit is net hier op die Reine Wynheid. Vandag is daar so baie mense in die ateljee, ons moes stoele iewers gaan haal en vra vir ekstra glase. Ons praat vandag oor fantastiese loopbane, suksesverhale en heel eerste gesondheid julle op die pragtige vrug. Ja, nee, Kyk mekaar in die oë jong, gesondheid. En ek gaan begin by Denzel Swart, sy's van Zoetendaal. Denzel, vertel vir ons van jou Sauvignon, meneer. Ja, so hierdie is 'n 1.2 hektaar Sauvignon Blanc blok op die plaas self, net so geleë teen die bank van die Nuwejaarsrivier. En in 2003 het ons eintlik besluit om hierdie Sauvignon Blanc as 'n enkel wingerd te registreer. En toe het ek besluit maar die wyn bekeer so 'n bietjie meer body aan dit en tekstuur, en toe het ons 'n eksperiment gedoen in 2023 rondom houtveroudering op die wyn. So hierdie is 8 maande houtveroudering op die wyn. Dis 20% nuwe Franse eikehoutvaate en dan ouer houtvate, en dis eintlik maar net om so klein bietjie meer midpalet en tekstuur te gee, maar nog steeds daai meer suidelike punt, natuurlike sea salty karakter te bly hou, en dan so klein bietjie van 'n flintiness op die wyn. Ek is mal oor daai woord flintiness. En dit is natuurlik Denzel Swart, Zoetendaal Vineyards en River Estate, en 'n man wat op 'n plaas groot geraak het, 'n fantastiese verhaal wat hy vandag vir ons gaan vertel. Maar langsom het ons natuurlik die ikoniese, as jy nou CNN kyk, dan sien jy daar so nou en dan. Ek dink dis waar ek jou laas gesien het. Carmen Stevens natuurlik met haar pragtige wyn hier saam met ons. Ilse Rutherford, wat jy ook al goed ken op RSG, sy's van Compagnies Drift, en dit is 'n pragtige geleentheid om te gaan en Suid-Afrikaanse produkte te ondersteun as jy daar draai gaan maak. Ek het alweer 'n paar potte jam gekry in daai rigting. Dankie Ilse, baie welkom. En dan Visu Wintners wat ook hier is. Ons het vir Alicia Alves saam met ons, Sandra Koen en Aneska Achilles. Hulle gaan vir ons bietjie meer vertel, en dit natuurlik ook oor Kleine Zalse en daai bemagtigingstrust 51% en is in Visu Wintners se besit. So ons praat daaroor. Ons gaan ook 'n hele aparte episode doen oor Kleine Zalse in die toekoms. Hulle gaan hier kom kuier in die ateljee. Dis baie lekker om julle almal hier te hê. Die bedryf op hierdie stadium, mense, is 'n interessante posisie waar die bedryf hulle self in bevind. Ek wil eintlik daarmee begin vandag, want ek wil uit julle perspektief uit sien wat julle sien in die bedryf. Ilse, gaan jy vir ons 'n idee gee? Soos julle weet is ek van Compagnies Drift en ons bedryf 'n stoorfasiliteit. En ek is in die wynbedryf vir meer as 32 jaar. En ek kan sien dat daar is verandering, positiewe verandering, want daar is soveel dinge wat nie meer dieselfde is nie. Ja. Soos daar's meer bemagtigingsprojekte en 'n groter verskeidenheid wyne. Daar is ook organisasies wat in die verlede net op hulle eie gefunksioneer het, is vandag een, soos SA Wine. So dit is alles vir my positiewe veranderinge wat sê dat ons beweeg in 'n positiewe en in die regte rigting. Ja, ons praat bietjie natuurlik oor verteenwoordiging in die bedryf, die belang daarvan, en kyk, die oomblik is mense daai woorde hoor, en dit is wat ek wil glad nie hê ons gesprekke moet net daaroor gaan nie, want ek dink, soos ons van lig af gesels het, ons is besig om aan te beweeg van die sake, en tog is dit nog steeds belangrik om hierdie projekte te dryf. Visu Wintners is ook hier, so Sandra, kan jy net vir ons 'n idee gee wat Visu Wintners is? Wat doen julle presies? Visu Wintners is 'n swart besetmaatskappy met 'n unieke collaboration met Kleine Zalse Wines. Die Kleine Zalse Wines, soos jy vroeër gesê het, besit 49% en die trust besit 51%. Ons het in 2017 begin, waar ons in 2018 ons eerste wingerde geplant het. 2022 het ons klaar geplant en daai blokke is vol Cabernet Franc en Shiraz. Ek het gekyk na daai optekening van waar die blokke is, en is net Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon oral oor. En die wingerde is gebaseer op Kleine Zalse Wines self. Soos julle weet, ons is mos nou in connection with Kleine Zalse Wines. En ons staan onder leiding van 'n unieke, fantastiese span wat vir ons leiding gee, wat opleiding gee, wat vir ons rigting gee. Karina Gous wat ons bemarkings
bestuurder is. Sy is absolutely amazing met alles wat ons doen, ondersteun sy. Area Botha wat die wynmaker is, kyk ons is heel nuut in die bedryf in, soos ek is in finansies in Kleinezalse, so toe ons hierdie projek begin het, soos Visio Winters het nie mense nie, wat vir hom werk nie, omdat het 'n nuwe company is. So ons almal gee maar ons deel waar ons kan. So om niks te ken nie en om nou ek sal nie sê ek is 'n meester in my gebied nie, ek is nog baie ver daarvan, maar ek sal graag daar wil kom. Ons amazing span, Kleinezalse wat vir ons leiding gee, ja, ek kan nie vir 'n beter span gevra het nie. Hoe werk dit? Hoe word hierdie dinge opgedeel? Kan ek maar dit vra? Ek weet dit klink, mense weet nie altyd hoe werk die dinge agter die skerms met so 'n verdeling eintlik saam, maar 'n verdeling van die plaas nie. So die company Licia se Visio Winters is wel 'n brand, maar die company Licia se funksioneer heeltemal op sy eie. Hy het sy eie finansiespan wat ek is. Hy het sy eie produksie en stok wat Alicia is en dan sy eie bemarking wat Aniska is. En dan sy eie direksie, sy eie trustee, sy eie so dit is wel 'n collaboration between the two, maar Visio Winters operate heeltemal op sy eie. Goed, is 'n aparte tipe van en Kleinezalse instansie. doen ons nog steeds ons produksie, Okay. maar ons daar is 'n production agreement in plek wat ons Ja, deur hulle werk. deur hulle werk, ja. Baie lekker wyne natuurlik daarso, ek meen, pragtigste deel van Stellenbosch daar uit. Ja. Soms dit wesse rigting toe. Yes. Saam met my voordat ons kom by Carmen ook het Denzel Swarts die haan onder die henne vandag. So Denzel, baie dankie dat jy man staan hierso. Dis lekker weer eens om jou hier te hê. Hy het nou vir ons vertel van die Sauvignon Blanc. Denzel, jy het groot geraak op 'n wynplaas en is 'n fantastiese storie om jou lewe te volg en te sien hoe dit ontwikkel het. So, hoekom het jy besluit om voort te gaan in die wynbedryf? Ja, Martlies, dankie vir die uitnodiging. Ek dink vir my as 'n klein seun op die plaas en om letterlik in skoolvakansie saam met jou ouers in die wingerd te werk en net die stories te hoor van plaasmense rondom die vuur op 'n koue oggend en hulle drome te hoor, maar ook die beperkings om daai drome uit te lewe op daai stadium. En dit het vir my regtig hierdie inspirasie gegee om te sê dat as ek moet, en sal ek die baanbreker moet wees en wat moet ek doen om daarby uit te kom, en ek dink dit het eintlik vir my gedryf in terme van waar ek is vandag, en om half deur al hierdie ons sê maar nou die red tape te gaan en seker te maak dat ek myself eerstens educate om in die bedryf te kom as 'n spesialis in my gebied en ook te verstaan hoe ons vooruit beweeg in die wynbedryf sonder om heeltyd terug te kyk. En ek dink dis regtig wat vir my gedryf het in terme van waar ek nou is. So vorentoe in plaas van terugkyk, fokus op die toekoms, né? Dit was op Dis Simonsig wat jy groot Dis geraak korrek, het. ja. Ek het jy nou sê 'n koue wintersoggend, jy weet, toe dink ek aan hoe die mis daar kom lê. Dis mos so, dis ook 'n baie mooi deel van die wêreld. Daar's so 'n Fransman wat sê as hy kom kuier en kyk eens hoe die berge en hy kom van Bordeaux en sê hy, you don't even see it anymore, do you? Dan kyk hy nou die pragtige landskap en dink ek net as ek so ry, al die jare het ek vir baie jare van die Parel af Stellenbosch toe gery terwyl ek gestudeer het. En elke keer as ek so deur die wynlande daar oor daai koppie kom en so dan dink ek net dit is idillies. Dis regtig net idillies. Dis Denzel wat vir ons verder bietjie meer gaan vertel van sy loopbaan en die wyne. So daar's nog 'n paar wyne as hy ek weet nie of ons alles gaan drink nie, maar ja, ons gaan kyk hoe ver ons kom. Ons het 'n Kompanjesdrift Rosé en dan ons 'n Carmen Stevens Merlot wat ons gaan drink in die Visio Winters se Alliance. Wat 'n fantastiese woord daai. Ek dink iemand daar by die bemarking slim plan gewees. Carmen saam met ons ook hier. Carmen, jy is wel bekend. Ek weet nie eintlik hoekom ek jou moet voorstel nie, want die hele wêreld weet wie Carmen Stevens is. Natuurlik die wynmaker wat so naam gemaak het ook as die eerste swart Suid-Afrikaner om te kwalifiseer as wynmaker in 1995. En jy het toe nou ook die eerste 100% swart
wynery, dit klink verskriklik om dit so te sê, maar deur 'n swart persoon besit in Stellenbosch begin. Is jy moeg daarvoor om die goed te hoor, Carmen? Of hoe Nee. kyk jy na daai tipe van titels wat jy dra vandag? Ek dink ek is glad nie moeg vir die titels nie. Ek wil vir jou dit sê. Ek dink dit wys hoeveel progress word gemaak in Suid-Afrika. Ek sal graag meer wil sien. Ja. Is baie lekker om die titel te dra as die eerste. En ek dink dis baie lekker om daai blootstelling te kry en met daai blootstelling kom ek in aanraking met baie van die kinders wat soos ek lyk, wat aspireer om iets te wees en gewoonlik in communities waarvan ek kom, is jy's 'n verpleegster, polisie, dit is die normale goed. So as kinders hoor my storie en hulle sien my en ek het 'n voedselprogram wat ek kinders toespreek. En as ek vir hulle sê ek kom uit hierdie gemeenskap, the light goes on en hulle weet ek kan enige iets bereik what I put my mind to. Jy het groot geraak daar in Kraaifontein Bellaar se area, nee, as ek dit nou reg het. Ja. En ek wil 'n bietjie gesels oor toegang tot opleiding, Carmen, wat eintlik verskriklik is, maar terwyl jy nou praat van die voedselprogram, ons het al met jou onderhoude gedoen in die verlede daaroor, maar lank terug. So vertel net vir mense wat nie daarvan weet nie van hierdie program. Die voedselprogram wat ek het, ons het begin in 2011, baie klein, het altyd gesê nie minder as 300 nie, maar ook nie meer as 500 kinders, 'n koppie sop 3 keer 'n week. Ons was in 4 skole wat ons dit gedoen het. En in 2015, deur my agent in UK, het ek 'n platform gekry waar mense gehoor het wat ek doen en mense het begin donasies gee towards dit. So jy kan 'n bottel wyn koop en 'n persentasie van dit gaan na dit of jy kan net donate to the program. En in 2015 het ons soveel geld ingesamel deur hierdie platform dat ek onmiddellik 3060 kinders, 7 skole, nie 'n koppie sop kon gee nie, maar 'n breakfast en 'n lunch. Wow. En vandag is ons oor die 27000 kinders wat ons kos gee. Ons is Baie geluk. dit is amazing. So om daai impak te maak en hier is vir my die krits is dat wyn in my gemeenskap en ons gemeenskap was nog altyd gesien as 'n bietjie van 'n ewel. So om te kan sê dat hierdie selfde produk is wat hierdie kos, hierdie future leaders moontlik maak, want dit is wat ons doen. Kinders kom na hierdie kombuisies toe by die skole, sal hulle 6:00 soggens in 'n ry vir daai eerste bord pappies wat hulle kry. Hulle bly by die skool want hulle weet hulle gaan ook 'n lunch kry. So in die proses bring ons kinders skool toe, ons hou hulle by die skool. Die kind is less aggressive. Die kind presteer beter, neem deel aan meer sport. Meisiekinders met menstrual problems het diminished dramatically. Kos, is alles kosgedrewe en dan kry ons beter resultate. Ons kry kinders wat nie op die straat gaan nie, hulle bly liewer sit by die skool. Van ons onderwysers sê hulle vir die kinders 5 uur vry, hulle moet na huis toe gaan. That for me is more than what I anticipated hierdie program sal doen. So ons gee kinders kos, maar in dieselfde asem gee ons vir hulle die opportunity to focus in class and to help them om uit daai omstandighede wat hulle huidiglik is, wat miskien nie die ideaalste is, te kom deur education and food. Asseblief het ons opvolg daar, nee, Carmen, dat ons weer 'n onderhoud doen oor die werk wat daar gedoen word in my program. Dit is Carmen Stevens daai. Ek wil voordat ons verder beweeg, wil ek daaroor praat. Jy kan vir my sê as jy nie meer oor die goed wil praat nie. Julle is baie welkom te sê, nee dankie, ek wil nie daar praat nie, maar jy het baie probleme gehad om toegang te kry tot opleiding. Jy moes 3 keer aansoek doen by Elsenburg. Ja. Sover ek verstaan. Ja. Wat
jy weet, ek het 'n hele program gedoen oor Elsenburg, fantastiese mense wat daar werk en jy weet die werk wat gedoen word en veral met vandag met opleiding en bemagtiging en so is daar 'n ongelukkige tyd wat jy nie toegang gehad het. En is in die 90s. Yes, is Jy weet, in die mense kan nie 90s. eintlik glo dit voel soos gister. So 2 keer het hulle gesê nee en toe die 3de keer toe kry jy nou toegang. Nee. Of hoe Het dit my gewerk? 3 keer gesê nee. O, goed. Die 3de keer het ek op 'n trein geklim en deur na Klapmuts toe gery, by die trein gestap tot by die college en gesê hier's my 4de aansoek ook vir 93. As ek nou terugkyk, ek was nog nooit die grootste mens gewees nie. As Sy ek is nou- baie klein en petit. As ek- En ek wil net sê dit het niks te doen met die feit dat sy nie die punte gehad het om toegang te kry nie. Jy kan nou jou eie Yes. afleiding hier maak. Dis nie 'n intellek Yes. probleem gewees nie. Goed. En ek het gestap en ek het aangedring om die college hoof te sien en na 'n uur het hy van iewers af gekom en ek het vir hom gesê hier's my 4de aansoek. En hy het gesê nee, ons is vol. Sê ek nee, jy verstaan nie. 4de aansoek, dit was die eerste verskoning, 2de verskoning, 3de verskoning. Jou 2de verskoning was dat ek het nie 'n landbou agtergrond nie. Ek het in die tussentyd het ek 'n 1 jaar landbou diploma gekry. So en as jy my nie gaan vat het, dan gaan ek na die koerante toe. As ek nou terugdink, weet ek nie waar ek daai moed gekry het nie, maar ek wil ook sê, ek dink my pa was baie streng, is jy staan vir niemand terug nie. Jy kyk hulle in die oë en as jy hulle handskud, dan maak jy seker hulle weet jy is daar. Is ook daai jong bravado, né? Toe ons jonger was, Yes, was dis ons vreesloos. Jy net vandag is ons bang om enigiets te doen en te sê en te, Absoluut. jy weet. Nee, ek sê vir jou, en sy is hot property in Europa, mense. Ek wil net gou vinnig sê, so sy is soos 'n rockster daar aan die kant. Jy het in die Verenigde Koninkryk baie sukses behaal. Yes. Waar skryf jy dit toe, dink jy? Ek dink die storie word vertel. Ek dink die regte bemarkingsagent wat absoluut gefokus is om direk met die consumer kontak te maak. So al die wyne word aanlyn verkoop, maar ek het ook 'n platform waar ek direk met die consumer hy kan vir my sê wat hy dink van die wyn en ek kan hom onmiddellik terug antwoord. Dit is 'n baie groot en kritiese punt. Sure. Want as jy dit kan regkry, selfs ek dink 'n tasting room is that. Maar hierdie is 'n baie breër platform waar jy met duisende en duisende mense kontak het wat kan lees wat jy geskryf het, wat lees wat iemand anders dink oor die wyn. Hulle word dan geprompt as daar 'n sekere aantal sterretjies is. Okay, hierdie is 'n interessante wyn. Dis definitief deel van die nuwe manier van bemark en dit werk. Ja, mens moet, dit is die hele ding. Dit Ja. is soos, almal sê die hele tyd, wynbemark is die sentrale konsep. Natuurlik moet jy kom met 'n goeie produk. So, jy moet 'n lekker wyn om seker op Ek mense dink- kan gee en maar- daarvoor is ons dankbaar. Maar jy's doodreg en ek dink dit is so belangrik om hierdie punt te stres. Kry eers die mark voor jy die wyn kry. Want in essence die wyn maak is the easy part. Om daai wyn te verkoop, om iemand te convince om daai bottel van die rak af te haal. Ja. Therein lies the challenge. En ek dink soveel mense maak die fout om eers die produk te kry en dan die wyn te wil verkoop. En 'n storie moet authentic wees. Dit kan nie net iets wat jy uit jou duim uit gesuig het nie. Jy moet kan staan by daai wyn, jy moet kan verduidelik hoekom jy daai wyn in daai styl het. Jy moet kan verduidelik wat is die storie agter die wyn. Ek can't stress it more hoe belangrik dit is om daai storie te hê en die mark te hê voor jy daai wyn Ja. in 'n bottel sit. Ja, ek moet sê dit was Barto Eksteen en sy seun was hier gewees vir 'n episode. Toe sê hy dit is 'n storie wat die wyn verkoop. Jy het 'n storie nodig. Absoluut. En ek meen sy seun het toe nou met 'n Argentynse vrou getrou en hulle die pragtigste wyn nou saam vrygestel en die wyn se etiket is letterlik die kontinente van haar kant af en ons kant af wat bymekaar kom en waar dit eintlik inpas. Jy weet, so Ja. dis nou die storie. Ek meen, wat 'n storie. Mense verkoop amper meer 'n storie partykeer as wyn of hoe. Absoluut. Die storie is wat mense hoek, want dan wil 'n bietjie meer weet. Hulle wil dan meer weet hoekom doen jy dit? Wat maak vir jou verskillend en jy moet daai storie kan vertel. Volgende gaan ons Kompanjesdrift toe met die rosé. Dit is 'n bietjie van 'n koeler tyd van die jaar maar ek sê nou vir jou, hy lyk vir my pragtig. Kyk net daai kleur. So kom ons proe hom. Ilse, vertel vir ons van die rosé asseblief en bietjie meer van Kompanjesdrift se wyne.
Soos julle weet is ons hoofsaaklike stoorfasiliteit en ons doen ook etikettering en gedurende 2019 het ons toe besluit om ons eie wyne te bemark onder die naam Kompanjiesdrift. So ons het nie 'n te groot reeks nie. Dit bestaan tans uit 'n Cabernet Merlot versnit wat Stellenbosch oorsprong is en dan 'n Chardonnay en dan het die rosé het ons verlede jaar vir die eerste keer het ons dit bygevoeg by ons reeks en dit is ook my gunsteling en dis hoekom ek dit vandag saamgebring het want ek wou altyd 'n rosé gehad het in die reeks. Ek hou baie van die kleur en dit is net 'n lekker wyn. Dit is soos julle kan sien, dit is so candy floss pink en dis 'n 100% Grenache Noir en dis van die Robertson area en as julle dit proe is dit net lekker, so strawberries en rooi vrugte. Gaan dit werk met Wimbledon op die oomblik? Strawberries and cream, Ek Hy gaan dink, werk in die Verenigde Koninkryk. Volgens my werk rosé met alles want dit is my gunsteling. En wat hierdie wyn so spesiaal maak is dat dit is ook die wyn wat ons opdra vir borskanker, so 'n gedeelte van die verkope word dan gebruik sodat ons 'n donasie jaarliks kan maak aan die Breast Health Foundation. Jy het 'n baie direkte koneksie daarso, Ilse. So ek is nou hierdie jaar 7 jaar in remissie en ek is maar elke dag dankbaar dat ek genees is en ek wou altyd net die situasie of die doel ondersteun. Ek raak nou sommer bewoord. Gesondheid op hierdie missie, Ilse. Baie geluk, hoor. Soos hulle sê, gaan in met daai sake met rooi lippe aan en jy weet. En vier die lewe. Maar ek is baie bly dit gaan so goed daarso. Dan het ons nog ook 'n baie spesiale wyn. Dit is die Albertus. Dit is 'n natuurlike soetwyn wat gemaak is van die hanepoot op die Kompanjiesdrift grond. En dit is genoem Albertus, vernoem aan ons mentors Hannes Meiberg en Albie de Waal. Dit is die twee mense wat ek dink ons trust vir altyd sal dankbaar wees want hulle het vir ons die geleentheid gegee om Kompanjiesdrift te begin en hulle tot vandag toe ons sal hierdie jaar 16 jaar oud wees en hulle ondersteun ons steeds. Wonderlik. So dit was net my manier om vir hulle te eer en dankie te sê vir die geleentheid om my lewe en 72 ander plaaswerkers te verbeter. Ilse is Kompanjiesdrift, saam met al die mense wat by haar werk en saam met haar werk. Denzel, jy het op 'n stadium, ek kan nie onthou wat die jaar dit is nie, maar jy het daai Growing Inclusivity Award ontvang en is nie 'n wynmaker, jy's meer in die besigheid en bemarkingskant. So, hoekom het jy daai rigting gekies en nie gesê ek gaan wyn maak nie? Hoekom het jy gesê ek wil wyn verkoop en bemark en geld maak? Ja, so ek het dit hierdie jaar ontvang en deels was geweest dat ek kon nie by Elsmer gaan studeer nie. My ouers het net die befondsing gehad nie. Ek vertel altyd die storie dat ek het van graad 7 af het ek aansoek gedoen uit my eie uit by die landbouskool in Parel, Wellington. Ja. Want ek wou definitief in dit gaan en wat baie min mense weet, in my matriekjaar het ek eintlik my geld wat ek gekry het deur werkies te doen op die plaas, het ek gevat en ek het gaan betaal by Elsenburg vir 'n vineyard pruning course en toe het ek van die skole weggehardloop en by Elsenburg gaan 'n kursus doen terwyl my ouers dink ek is by die hoërskool. So Dis 'n ander manier van stout daai, hoor. Ek wil net sê. Ja. Ek dink jy moet bietjie harder fokus op. So dit was eintlik maar my die keer vir my gewees en toe het ek besluit maar ek het 'n passie vir mense en ek gaan bietjie meer fokus op dit en by Simonsig het ek toe die geleentheid gekry om in die proelokaal as 'n wynadviseur te werk in my matriekjaar. En dit het regtig vir my 'n ander wêreld oopgemaak want dit het my blootstelling gegee aan mense, hulle opinies, maar dit ook vir my 'n geleentheid gegee om 'n baanbreker te wees in my gebied want daar was nog nie
'n plaaskind en 'n persoon van kleur wat wyn geskink het direk aan toerisme nie. En dit het vir my daai geleentheid gegee om ook te verstaan wat is regtig agter wyn en ek sê altyd ons kom van gemeenskappe af waar wyn altyd gesien word as 'n ewel. En toe ek begin wyn skink het as 'n wynadviseur, het ek baie mense gehad wat heeltyd vir my gechallenge het en gevra het, wat weet jy? Want al wat gesien was is dat mense wat lyk soos ek en praat soos ek wyn abuse in plaas van dit geniet. En dit het vir my regtig gehelp om 'n ander verhouding op te bou met wyn en die verstand rondom die produk. En daai geleentheid wat ek daar gekry het toe vir my gesê, maar luister, jy moet definitief meer studeer en toe het ek by Stellenbosch my wine evaluation gaan doen, ek het die small scale winemaking kursus gaan doen, ek het toe Cape Wine Academy toe gegaan en al hulle kursusse gedoen en besluit maar ek gaan nou hierdie veld in beweeg in meer bemarking gedeelte en die geleentheid dat ek groot geword het op Simonsig en toe vir hulle vir 15 jaar later aanhou gewerk het toe vir my daai hupstoot gegee in terme van 'n nuwe loopbaan in hierdie bemarkingsgedeelte te kry, maar ook om te verstaan soos Carmen gesê het, wat dink mense eintlik oor wyn? Wat te wyn wil hulle eintlik hê op die mark? En dan dit terug te vat na die wynmarkspan toe en te sê, maar dis die rigting waar ons moet gaan, dis die rigting, die beweging. En ek moet sê, ek is baie dankbaar vir daai, want nou dat ek by Zoetendal is van 2023 af, het ek regtig ingekom en toe ek deur die wyne gaan, toe sê ek vir die span, luister, ons gaan ons style verander. Ons gaan veranderinge bring, ons Sauvignon Blanc gaan nie meer net ongehoute Sauvignon Blanc is nie, daar's te min gehoute Sauvignon Blancs in die land. Ons gaan 'n gehoute Sauvignon Blanc doen en almal het vir my gesê eintlik nee. Ons dink dit is die regte beweging. En toe sê ek maar kom ons doen 2 vate eksperimenteel en as dit werk, vat ons daai hele tank en ons sit dit onderhoud. En dis die Sauvignon Blanc in 2023 wat vir ons 'n 94 gegee het op die Veritas. Dat het vir ons Terroir Sauvignon Blanc laat wen. En toe weet ek, want dis presies wat daai area se Sauvignon Blanc bietjie markeer. En dis die styl wat ons nou doen. So ek dink vir my, wyn het my geleentheid gegee om te groei, maar wyn het ook vir my geleentheid gegee, soos Carmen gesê het, om vir ander plaaskinders te sê, jy hoef nie weg te hardloop van agriculture af, om iets anders te doen in die wêreld en te voel dat jy iets bemagtig. Ja. Jy kan nog steeds in agriculture bly, want binne landbou het jy bemarking, binne landbou het jy accounting, binne landbou het jy medies, binne landbou het jy chemie. So jy hoef jy eintlik weg te hardloop van dit af en te sê, maar ek wil corporate toe gaan want ek wil marketing doen nie. Wyn het bemarking nodig. So hoe pas jy toe jou nuwe skill en education binne 'n environment waar daar 'n tipe gemaksone is dat jy dit doen met 'n regte authenticity wat deurkom. En ek dink dis hoekom ek het 'n foundation begin en wyne by Simonsig begin met die naam van Son of the Soil Wines en Son of the Soil Leadership Foundation. En dit regtig gepraat oor daai storie. Dit gepraat oor son, die seun of the soil, van die grond. En dit my storie vertel deur 'n bottel wyn. Die Shannon was genoem Break the Mold Shannon, want dis hoe ek deur bande moes gebreek het of bande moes gebreek het. My Pinotage was genoem The Undiscovered Jewel, want dis hoe ek as 'n tiener in die proefkamer beland het. En toe het hulle hierdie jewel gesien en gesê, maar kom ons begin invest in hom. En my vonkelwyn het ek genoem The Infinite Sparkle, wat eintlik maar gepraat het oor what was, what is and what's yet to come. En ek het daai wyn het ek toegeken om plaasmense te celebrate, want ek is nie waar ek is vandag as gevolg van my nie. Ek is vandag waar ek is as gevolg van mense wat my hand gevat het en my saamgetrek het. En ek voel dat dit is my responsibility om seker te maak dat ek vat ander kinders se hande en trek hulle op in die bedryf saam met my.
pragtigste toespraak, né? Ek wil net gou vinnig vir jou sê, dit is soos in Engels praat hulle mos the gift to the gab, meneer, jy kan maar lekker gesels, Denzel. Ek wil voordat ons vir Visio net vra oor die storie verkoop, né? Die verhaal en Alicia wat ook betrokke is by die bemarking. Vertel vir ons van Zoetendaal, jy het nou gesê die streek. Elim toe, vertel vir ons van die plaas asseblief. Ja, so Zoetendaal was in 2020 gekoop deur Mali Capital, waarvan een van die eienaars baie noue vriend is wat ek ken, en hy het vir my gesê, maar kom aan boord en kom gee vir ons bietjie advies. Ons het hierdie plaas gekoop, daar's wingerde op die plaas, daar is al reeds wyne, maar ons wil 'n ander rigting gaan. So van 2020 af het ek toe nou net as 'n vriend half my mening gegee oor hulle wyne, en toe sê hy vir my, maar hoekom kom werk jy nie net voltyds vir ons hier? Ons het 'n klein span, ons het jou nodig as 'n executive in die maatskappy om dit te bedryf, en in 2022 toe sê ek, luister, ek voel asof ek nie heeltemal groei na amper 15 jaar in die bedryf en by Simon Siggie. So kom ek gaan kyk net vir 'n ander challenge. Kom ek beweeg 'n bietjie weg uit Stellenbosch uit waar ek groot geword het en half my wynloopbaan begin het. En dit het my gevat na die mees suidelike punt van Afrika toe, daar in Kaap Agulhas in Elim in. En die plaas word besit deur pa en sy 3 dogters. En wat baie nice is van dit is dat ons wil op daai stadium het ons besluit ons gaan as gevolg van die min wingerd kapasiteit op die plaas, gaan ons alles baie klein hou, en enige druiwe wat ons nie het nie, waarvan ons 'n wyn wil maak, soos ons Chenin Blanc, ons Vonkelwyn en ons rooi versnit, gaan ons van ander plase af inkry, maar ons moet seker maak dat dit bly deel van ons filosofie as deel van die environment. So as jy kyk na ons logo, die Zoetendaal logo, die logo het eintlik 3 tekens op hom. Hy is 'n skip of 'n skip wat seil, en dis die water wat sples, en daai skip is as gevolg van die skip wat teen gronde gegaan het in Cape Agulhas in 1672, wat se naam was Zoetendaal, maar dan is daar ook die Protea, en dis die fynbos wat ons kry in die area, ons biodiversiteit. En dan in die middel van daai Protea en skip is daar anker, en daai anker is ons legacy wat ons plant en grond en nalaat. En so alles wat ons doen, half bevat hierdie 3 elemente in terme van hoe ons die besigheid bedryf. En natuurlik is ons 'n majority black-owned besigheid. Ons het nou net 'n jaar en 'n half gelede ook 'n tweede plaas in die area gekoop van die 3 plase. En dit was redelik of eintlik maar om seker te maak dat ons die hele value chain in ons besit. So van plant na die wynmark, die keller, en dan die bemarkingspan wat ek natuurlik, bemarking en verkope wat ek lei. Maar ek speel deesdae baie meer 'n rol. Ek sê altyd ek is aangestel as brand en sales, maar deesdae speel ek 'n baie groter rol in die keller in terme van die style wat ons moet voorbring, proe saam met die wynmakers, besluit watter hout ons gaan gebruik en watter gis ons gaan gebruik. So dit gee vir my geleentheid om bietjie toe te pas van wat ek destyds geleer het. En dit help regtig om vir jou net so bietjie energie te gee. Ja. Die hout op die Sauvignon Blanc is fantasties. Dit moet reg gedoen word, dan is dit net goed vir die wyn. Jy weet, dit is elegant goud, is wat 'n mens maar na verwys. Ek gaan nou 'n bietjie vra oor die tier, want ons het volgende Carmen Stevens se lieflike Merlot wat ons gaan proe. Maar ek het gevra vir Alicia net in terme van Visio om die storie te verkoop. Jy weet, net die naam Alliance sê reeds baie. So om 'n organisasie en 'n handelsmerk soos Visio te bemark, en vanuit daai staanspoor, dit is jou verantwoordelikheid. Vertel vir ons hoe belangrik is daai storie en die bemarking daarvan. Visio, storie agter die naam. Dis 'n visie vir ons, vir natuurlik 'n blinker toekoms, in samewerking, soos Sandra gesê het, met Kleine Zalze. Ja, dit is 'n opportunity vir ons wat ons nog nooit voorheen gehad het nie, om deel te wees van hierdie projek. Dit is regtig amazing, want ek is in die logistieke kant van die besigheid. So bemarking, proe aanbied, sulke goed, dis
nuut vir ons. Ja. So, maar met die hulp van almal leer ons leer verskriklik baie. Dat dit ons ook, ek dink, Visio het ons uit ons doppe laat kruip, as ek dit so kan stel. Ons werk almal lekker saam, ons het lekker wyne. Ja, dis 'n lekker projek. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die Alliance en hoe goed ken mense Visio? Is dit 'n handelsmerk wat julle voel julle is al op 'n plek waar julle bekend is, waar mense aan julle toe gaan kom, het julle al 'n loyaliteit geskep onder 'n sekere mark? Kan jy dalk vir ons 'n bietjie vertel, Aneska? Wel, okay, marksgewys, as ons nou kyk lokaal, ons probeer nog meer ons voet in die deur kry lokaal. Ons op die oomblik gaan doen ons baie proe, ons probeer oral gaan, Stellenbosch wynroete se proe, alles wat hulle vir ons doen, meer in kontak te kom met mense en ons brand bekend te stel. En so ons alliansie wat ons vandag hier het, hy het nou 95 punte gewen. So baie dankie op die kanter. So dit is hoe ons probeer ons wyn bemark om daar buite te kom en dat mense vir Visio Vintners kan leer ken. En dis so lekker dat Visio Vintners is aan die sy van Kleine Zalze. So ons het iemand wat ons handjie bietjie vashou om nog daar buite te kom, maar ja, soos Sandra ook gesê het, ons is 'n entiteit op ons eie en ons wil graag daar buite geken word as Visio Vintners, as mense winkel toe gaan moet hulle kan weet, daar is 'n lekker wyn om van die rak af te haal. En die Stellenbosch wynfees is weer om die draai, né? So dan moet mense gaan. Julle is daarso. Kom en geniet 'n glasie Visio Vintners wyn. Ek sien altyd vir Ilse daar, ek gaan nou vir julle soek as ek weer 'n dag gaan aandoen daar by die stadsaal waar hulle dit altyd aanbied. Jy gaan ook vir ons 'n bietjie meer net vertel oor die toekoms en watter wyne en ek sê so mooi dat sy praat van Alliance. Sien Alliance, Alliance Française, jy weet daai tipe van aksent wat nou hier deurgekom het. Carmen Stevens wyne, vertel vir ons asseblief van die Merlot terwyl jy dalk Denzel kan jy vir ons dalk skink. Dat die haan vir ons skink terwyl sy bietjie vir ons vertel van hierdie wyn. Marlies, ek wil net eers noem ons Merlot wat ons nou vandag drink. Dit is ons 3de vintage agtereenvolgend wat ons onder die top 10 Merlot in Suid-Afrika is. Sjoe, baie geluk. Dit is nogal vir my 'n groot prestasie, veral omdat ons maar 'n klein maatskappy is. Die Merlot word gegroei in Agterparel. Ek het die mees fantastiese grower wat ek mee saamwerk en hierdie man, he loves the soil. Hy love Merlot, dink ek. Hy love Merlot die meeste. En as jy daai partnership het wat iemand verstaan wat jy wil hê in die wyn, dan het jy amper 50% die kompetisie alreeds gewen, you know. Die wingerd, né? Daar moet dit mos maar natuurlik begin. Yes, it's so cliché, but it's so true, you know. As jy nie die regte produk mee begin nie, die regte kwaliteit het, then you can forget, you know. Hulle sê die wynmaker kan goeie wyn in die kelder of goeie druiwe in die kelder opmors. Ja, nee, natuurlik. Maar as jy met goeie druiwe begin, dan kan dit, maar as jy die regte produk van die begin af het, you know, you half the battle won. Ja. Jy's die hoofwynmaker, wel die enigste wynmaker hierso. Ja. So ek gaan wel vir jou vra hoe dinge dalk al in die kelder verkeerd geloof het as dit okay is. Nee, maar absoluut. Kyk die kleur. So een van my een van ons as Carmen Stevens, ons brand identities is sekerlik die kleure van ons rooiwyne. En ek dink dit hang baie af van die grower, wat hy doen en hoe hy verstaan my einddoel is met Merlot. Maar ek wil ook sê Merlot is die tweede grootste rooiwyn verkoper in terme van cultivar wyn in Suid-Afrika. Okay. Daar moet 'n bietjie meer fokus, dink ek, geplaas word op Merlot uit Suid-Afrika. Merlot is een van die moeilikste variëteite om mee te werk. En ek dink daar word soveel
energie agter die variëteit gesit om dit bietjie meer te celebrate, om die regte geure na vore te bring. Ons het wat ons in die Merlot essay wat absoluut kyk na wat werk en wat werk nie met Merlot nie. So ek dink soos ek gesê het, ek is baie bevoorreg om 3 keer in 'n ry onder die top 10 te wees. En ek dink weer, dit kom terug na wat jy doen in die wingerd, wat jy doen in die kelder. En vir my die belangrikste is dat wanneer ek met Merlot werk, hout is belangrik, maar hout moet nie rooi lipstick wees nie. Hout moet mascara wees. Iemand moet sê, wow, jy lyk anders. Wat het jy anders gedoen? It must add, it must blend in. Dit moet nie apart staan nie. En ek dink dit is waar ons baie sterk opwen as dit kom by die kompetisie. En dan ek dink dit is so a true expression of our soils. Daar's 'n bietjie, jy het vroeër genoem mense praat van mineraliteit en ek noem dit saltiness. Ja. Dit is sout. En ek dink die grootste challenge vir enige wynkelder is gewoonlik om iemand bewus te maak van die obvious geur in 'n wyn. As mense geur kan identifiseer of smaak, dan is hulle meer geneig om die wyn te koop. Ja. En ek dink dit is waar koffie pinotage so 'n groot hit was. Ons moet bietjie meer ons eie mense taal begin te praat as dit kom by wyn. Want wyn word nog steeds gesien as hierdie verwyder van die res van ons normale. Absoluut. Jy weet, jy mense. moet 'n degree hê om wyn te verstaan en eintlik ons grootste challenge in Suid-Afrika en ek wil ook sê wêreldwyd, ek was nou net UK, Netherlands, Europe. Wyn verkope plummeted like that. So die challenge is hoe om daai boodskap oor te dra dat mense nog steeds 'n bottel wyn van 'n rak af gaan haal. Jy het vroeër gepraat van what's new? Laer alkoholwyne. Maar weet jy wat, as mense vir my sê, maar hoekom is die wyn se alkohol so hoog? Dan sê ek, weet jy wat, ek kan net die son uit die lug uithaal nie. Daai is ons identiteit. As jy my glas wyn vat en jy sit in Europa, die eerste ding wat jy gaan ruik, you're gonna smell the soil. Ja. You're gonna smell the sun in my glass. Ja. So ek dink ons moet miskien net maniere vind hoe om dit te demper as dit kom by alkohol. Ek dink is baie belangrik dat Suid-Afrika sy identiteit bly hou en dit is deel van daai son en groter wyne. Daar is ook plek vir laerpryswyne en dit is waar jou Shannons, jy kan baie lekker speel met dit. Jy kan baie lekker speel met Sauvignon Blanc. Jy kan Sauvignon Blanc bou soos wat Denzel vroeër uitgewys het met 'n bietjie hout. Dit hoef nie lae alkoholwyne te wees wat dun is. You've got techniques in the cellar to make that a bigger, more powerful, more impressive wine on the palate. En jy gaan nie noodwendig sit met 'n geel, en ek sê geel want Yes. Dit is nie net geel nie. Geel, botterige Sauvignon Blanc, dit is nie wat jy gaan kry nie. Jy kry net diepte en karakter. Ek wil net sê, ek gaan nou maar Engelse terme hier gebruik, maar sappig, juicy, jy het jou mond water eintlik van hoe sappig hierdie wyn is. En dan in Engels praat mense van herbaceous. Ek kry 'n bietjie basiliekruid. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie. Ek weet basiliekruid is groen en jy bekommer daar, maar dit was definitief lieflike herbaceousness hier. Kom ek sê gefee, ek dink ons sit miskien te veel klem op die woord groen en nie op die woord krye nie. Daar sê ja. Nee? Ja, dankie. En ek In dink fynbos, jy weet daai. dit is deel van wie ons is. And we need to celebrate that, En dan die bietjie hout wat daarop is wat net 'n nice botterigheid deurbring. Baie lekker wyn. Maar wat belangrik is, die suur is in balans. En weer, dit kom met ons klimaat. We must celebrate that. Ja, jy het baie keer drink jy dan 'n wyn wat jou kiewe so saamtrek dat jy sê, daai suur. Ek wil baie graag praat oor wat almal se bottels op het. Asseblief, vertel ons van die tier ook. Okay, ekskuus, voordat ek kom met die tier. Vertel ons oor die seeltjie. Ja. Ek gaan oor sê, dan vra ek vir mense, weet jy wat die seeltjie beteken? En dan mense trek hierdie capsule af. Ja. Hulle sny daai bottel oop en hulle sien hom glad eers raakie. En ek dink dan moet meer emphasis geplaas word op hoe belangrik
die belangrikheid van hierdie seël. Die seël sê dat we are looking after our soil. Hierdie seël sê dat wat ons in hierdie bottel sit is 100% korrek in terme van principles of making good wine. Kyk agter ons water, ons krag, ons mense, wat ons in daai bottel insit is wat goedgekeur is deur 'n paneel. Ons sit nie net goed in 'n wyn en happy days nie. Ek dink dit is so jammer dat dit nie meer geselebrate word nie. Dit word genoem integrated production of wine, the integrated production of wine seal of approval. As jy hierdie bottel vat daai nommer daarop, jy kan die hele history van hierdie bottel kry en ek dink nie baie lande kan dit claim nie. Suid-Afrika kan en ek dink mense moet meer bewus raak van hoeveel effort ingesit word om daai seël te kry. Ons word geaudit every third year om daai seël te bly hou. So dis nie asof ons iets kan doen wat nie reg is nie. Ons wyne is so authentically, ek wil sê, vegan as gevolg van daai seël. Daai seël sê vir jou wat ons gedoen het en more important that we are actually preserving our resources for the next generation. En al die verkleermannetjies is gered. En al die verkleermannetjies. Ek en verkleermannetjies is die beste vriende nie. Dit is Carmen Stevens, Carmeneer. Daai is mos nou Carmeneer, ek moet hom reg uitspreek, is een van jou gunsteling cultivars. Hoekom? Vertel vir ons daarvan en dan kan die res so 'n bietjie begin dink aan hulle gunsteling wyne en cultivar wat hulle geniet. Ek het Carmeneer die eerste keer by die London Trade Fair geproe in 2007 of 9. I can't put my finger on it. En ek het gaan stap en ek het bietjie gaan proe en ek het gestop en ek het vir die ou agter die tafel kan ek proe en hy het vir my geskink. En die eerste ding was die kleur was wow. En toe reik ek sê, wow, that's beautiful. Wat is dit? En hy sê vir my, dis Carmeneer. Ek sê, nou, what's in the glass? Carmeneer. Ek sê, what is the name of the wine? En hy vat, hy sê vir my, it's Carmeneer. En ek dog, hy lees my naam. Natuurlik. Ek is so blond, ek het nou niks daar, jy weet, 2 en 2 bymekaar gesit om dit gesê die. En hy sê vir my, it's from Chile, en hy vertel vir my die hele geskiedenis van dit, en ek is in, oh my word, and I absolutely loved it. Die een wat ek geproot was soos 'n baie diep donker Shiraz, and I absolutely loved what it gave. Teruggekom, gesoek, en ek kon dit nêrens kry nie. En in 2017 het iemand vir my gesê, daar's 4 rye in Wellington. En ek het die grower gekontak, en hy het vir my gesê, kom maar nie man, ons blend hierdie goed weg. En ek gesê, asseblief, kan ek nie net saam met jou werk, want it can be an amazing wine. En die eerste jaar was 'n absolute treffer. Oh my word, die wyn is donker, pers, amper swart. As ek vir jou die wyn moet verduidelik in terme van geur, gaan ek vir jou sê, dit is soos Cabernet Franc op steroids. Dit is net hierdie powerhouse of flavor. So yes, het daai herbaceous flavor spectrum, maar as gevolg weer van ons beautiful sun, ons beautiful gronde, het hy steek dit so goed weg, in 'n baie mooi manier. Dan is die wyn diep, hy's donker, hy't beautiful depth, hy het net hierdie plushness about it, Ek sê altyd vir mense, dit is soos om 'n drukkie te drink, dit is net so hierdie big, powerful, amazing wine, and I absolutely love it. So, hy kom uit 'n warme klimaat, so hy's groot, hier is vir my die beste van Carmeneer, is dat hy groei in Wellington, warm, hy is ryp, 2de, 3de week in Februarie. Wat beteken dit? Hy het 'n laer alkohol. Goed. En yet is this big wine. En hy het alles, hy het al hierdie positiewe elemente. En as wynmakers weet ons is geregtig om suur by te sit. So yes, I do add wine. I do add acid to the fruit when it comes in. Want ek is geregtig om dit te doen. En just the color, die tannine, die suur wat mooi gebalanseerd is, die diepte van die wyn, die beautiful expression van die wyn.
maak ek het dit my flagship gemaak van I absolutely love it. En dit dra halfte van my naam, so why not? Ek kan verstaan hoekom mense by jou wynkoopkamer. Dan praat mense nie eers van die produk nie. Die tier, vertel gou vir ons van die tier. Die tier is nog vir my ek het 'n geleentheid gekry in 2010 waar 'n Suid-Afrikaner wat Suid-Afrika verlaat het, hy wou nie militêre diens gaan doen het nie. He left. Hy het toe een aand hy vir my 'n lykie gegee en vir my gesê, luister jy, how would you like it to have your own brand? En toe ek gedink, man, gaan speel iewers anders. En ek het actually gesê, luister, ek het nie tyd vir dit nie. Dit was 8:00 die aand, want ek het gekyk. Ek sê, it's 8 o'clock and it's a Friday night. Don't you have something better to do? En hy het vir my gesê, en skryf jy dit neer? En ek sê, no, I don't have time for this. En toe steek die telefoon neer. En toe bel hy my terug. Hy sê, kan ek net jou e-posadres kry? What we do is we work with independent winemakers en ek wil baie graag vir jou die geleentheid gee as dit kan werk tussen ons. Nie veel daaroor gedink nie, die maandag het ek die e-pos gekry en die e-pos het begin dit te sê, good morning Carmen, my name is Rowan Gromley, I called you Friday night, this is what you said in aanhalingsteken. Nee? Ja. En ek sê, okay, whatever. En dit sê, hier is 'n paar links na wie ek is. I started Virgin Wines for Sir Richard Branson. Toe ek dit sê, oh my lord, dis my opportunity uit die deur. Gee daai budget. Waar is die begroting? Unbelievable. Ja. So dit was 2011 het jy dit begin. So watter jaar is daai toe nou? Dit was 2010 wat hy my die lykie gee. Okay. En hy sê toe vir my hoe hulle werk met wynmakers deur die wêreld en hy het nou sy eie besigheid agentskap in die UK begin waar hulle met independent wynmakers werk en hulle help jou basically om die brand tot stand te bring en dan gee hulle vir jou die platform, die online platform om wyn te verkoop. Ja, sure. Ja. So wonderlik. Hier sê hy vir my, okay, there is only one non-negotiable. En ek sê, wat? Hy sê vir my, jou naam moet op die bottel gaan. En ek sê, nee man, who does that? You know, that's... Dit's bietjie egoïsties, jy weet. Yes. En jy het gelei in imposter syndroom daarso. Gedink, maar wie's ek om my naam op 'n bottel te sê? En hy het my gesê, your name is your brand, we need that. Ja. En toe sê ek, okay, toe sê vir my, that's a deal breaker. En toe sê ek, okay, ek moet hieroor gaan dink en die volgende dag sê ek, okay, ons kan my naam op die bottel sit. Toe sê, nou moet jy net ietsie kry wat op die bottel gaan as 'n motief. 'n voeltjie of 'n ding. Toe sê ek, 'n voeltjie. Sê, okay, ek sê wat, ek het hierdie drawing, want ek kan dit nie 'n painting noem nie, wat my dogtertjie geteken toe sy 6 jaar oud was. Kan ek dit vir jou stuur? En hy het gesê, ja, stuur dit vir my. Wow. En toe vat ek dit na iemand by Winniemark, wat nog 'n groot bemarker is, en ek sê vir hom, ek wil baie graag dit op my label sit, en hy het vir my gesê, Carmen, don't do that. Dit is nie lelik nie, dit is damn ugly. Ja, dis 'n kunstekening, maar dit is weer eens die storie wat jy daarna sien. En ek was oh my word, want dit is baie colourful, die original is baie colourful, en ek het uitgestap, ek het in daai parkeerarea gestaan, ek gedink, pogger dit. Ek gaan my kind, dis my kind se tekening, ek gaan dit op my bottel sit. En as jy op my website gaan kyk, onder about, dan is die original picture is daar, en hy's kleurvol. Ek hou van geel, oranje. Ek hou van, ja, my hele huis is geel. My kinders sê, kom is hy so geel. So I love color. Dit is so mooi. Yes. Ek is op jou webblad daar, so kan ek hom nou sien. Yes. Dit is pragtig. Dit is pragtig. Maar daai selfde painting was, jy weet jy vat jou stuur jou kinders pre-K toe, voorskool toe, en dan betaal jy, en dan laat die kinders goedjies teken, en dan auction hulle dit af na jou toe. Jy klap het nie. So. Hulle het hierdie ding, ek het ingestap, hulle het 'n auction gehad, en ek het onmiddellik die kleur gesien, en ek het vir die dametjie gesê, kan ek daai ene sommer my naam opsit? Ek gaan vir daai. Sy sê, nee, ons gaan nie hierdie ene verkoop, jy kan ons maar vat. Ek sê, jy seker, sy sê, ja, dis Katie sinne. Min het hulle geweet. You know? Ek sê, my Katie, sy sê, ja, en op die foto kan jy sien, sy kan nog eens haar naam gespel het. Ai, shame. En toe ek dit optel, sien ek die kleur, en toe ek weer kyk, toe sien ek aan die regterkant, side profile of a man, daar's 'n neus, daar's 'n oog, en daar's 'n mond. Sjoe.
Wag, ja. Ek is nou op die logo self. Ja. Julle. Dis Nee. baie mooi, pragtig. Maar die volgende oggend staan ek en ek kyk na my mooi nuwe painting en ek besef aan die linkerkant lyk dit soos 'n beak and an eye of a bird. En ek was so, wow, Katie. En Katie sê, yes mamma. En 'n vriendin van my wat wel skilder sê vir my, "Carmen, that's amazing. Maar het jy gesien die hond is in die middel van die foto?" And I always knew, okay, one day. Ja. So toe hy vir my sê stuur maar deur. When he saw it, hy sê vir my, use it. En dit is waar daai Fantasties. prentjie vandaan Oh, kom. dis En dit is mooi, vir my wat- so wat 'n mooi storie. betekenisvol want dit bring dit terug huis toe. Ja. You know, ek wil ook by sê my oudste meisiekind het verjaar gesê, "Mamma, that's all in your imagination," want dit is net 'n diertjie. You know? En mense vra vir my, "So wat kry sy uit die dier uit?" Ja. Wel, opvoeding en al daai goeie Absolutely. Good Sekerlik. education. Ja, nee. You know, living op for ma. free. Absolutely. Dis mal daaroor. Fantasties, Carmen. Jy gaan kyk op haar webblad, dan sien jy die logo daar. Sien, dit is verskriklik mooi en die bottel is swart, so die tier is swaar vir swart motief op die etiket. Ek gaan nou elkeen 2 minute hê, né? En dan moet julle nou vir my julle gunsteling wynervaring ooit deel. Of jou interaksie dalk Aneska ook met 'n kliënt. Daar was al vreemde interaksies waar die arme mense vir my hiervan vertel het met kliënte hoor. Daarso by Jan se restaurant het iemand sommer gevra kan ek nie een van sy onderbroeke kry nie. Kyk jy vir my 'n onderbroek van Jan in die hande kry. Dit was die eerste episode, die arme sommelier. En ek gaan hom weer vir Denzel vra asseblief skink vir ons die allians as jy nie omgee nie. Jy is nou dis nie my skuld, jy is die enigste ou hier nie. Ek vra nou liewer vir jou as vir die dames, maar Ilse, ek weet nie of jy eerste vir ons kan sê van jou gunsteling wynervaring ooit nie en dalk 'n kontak met 'n persoon wat wyn kon koop het by julle kliënt, maar jou gunsteling wynervaring as jy vir ons daar kan vertel asseblief. Ek dink ek het nie 'n spesifieke wynervaring of ek kan nie nou aan een dink nie. Maar elke ervaring is vir my waar iemand ons storie luister en 'n bottel wyn koop is vir my baie spesiaal. So want kompanies terug, ek dink ons is lank in die bedryf, maar so baie ken nie die storie nie. So as iemand in ons wynwinkel instap, ons vertel die storie, hulle koop 'n bottel wyn en hulle kom weer terug. Ja. Dit is vir my die mees is net 'n lekker gevoel dat jy weet hulle hou van die wyn, hulle hou van die storie en ons weet dat dit is die begin van 'n long-term verhouding. Lekker. As jy eers gaan opteken en daai boksie 'n maand sommer so laat kom asseblief. Gaan doen daai, dit help plaas dink ek baie. Alicia, het jy vir ons 'n lekker storie van 'n wynervaring wat jy gehad het? Kan kliënte insluit, dit hoef nie te gaan oor kliënte nie. Ja, so ek onthou many moons ago, toe ek so begin het in die wynbedryf. Dit was ek het so vir 'n tydjie het ek in die prolokaal gewerk en dit was altyd vir my die mense wat natuurlik hulle kom en so en dan destyds dit was by Amani gewees waar ek gewerk het en ons het 'n baie lekker Cabernet Franc daar gehad gemaak deur Carmen. En dit was natuurlik op die lys gewees vir proe en dan ek meen menigte male dan is hulle soos in, maar wat is dit? Dan is ek soos in, maar dis Cabernet Franc. En dit was, en ek praat nou van wat, meer as 20 jaar terug. Dit was toe nie 'n baie bekende variëteit gewees nie. Dit was vir my
een van daai regtig? Want okay, ek het ook nou net begin en ek leer ook nou van die goed, maar dit was vir my so, nee, maar dit moet daar wees. En maar ja, ek het dit was altyd vir my baie weird nie, maar dit was soos in regtig, maar julle kom proe die wyn en julle weet nie wat 'n Cabernet Franc nie. Okay, dit beteken dis 'n hupstootjie vir my. Ja. So en ja, en Deel van die opleidings. So want ek het altyd as ek daar staan, dan dink ek, jene, wat gaan ek nou vir die mense sê? Maar ja, met sulke goedjies en dan dit maak jou 'n bietjie meer gemaklik om 'n proe aan te bied en so. So ja, maar ja, ek moet sê een van my gunsteling variëteite is actually Cabernet Franc. Ek soek baie mal oor hom. Jy kan soveel doen met hom, voel ek, of as hy geblend is in 'n Ja. Dis een van my. Hy kan baie bydra tot 'n ander wyn natuurlik, maar ek weet as jy nou dink aan die Bordeaux versnit, jy weet. Ons is dankbaar vir hom daarin. Definitief. Denzel, dankie weer eens dat jy vir ons geskink het, meneer. Dit word geweldig waardeer. Terwyl Aneska bietjie dink aan haar storie, vertel vir ons jou gunsteling kos en wynervaring. Dit kan met kliënte wees of dit kan net wees iewers waar jy besoek afgelê het en net 'n fantastiese ervaring gehad. Mag jy jou eie wyn wees nie? Ja, nee, dis reg. Dis reg. Ek dink eintlik is dit laas jaar gewees. Ek het laas jaar was ek vir 'n maand in Duitsland gewees op 'n studieprogram en ek het toe ons in Stuttgart aankom en ek die wingerde so sien wat half tussen die huise sit, so ek moet definitief Riesling gaan proe. En toe het ek uitgevind maar die Stuttgart municipality het eintlik hulle eie wynkelder. En ek het toe by hulle proekamer in die middestad gaan proe en gesê, luister maar, ek is van Suid-Afrika, ons het 'n wynplaas, ek wil graag julle wyne proe, maar is die wynmaker beskikbaar? En hulle sê toe vir my, hy sien nie eintlik mense nie, want dit is maar baie klein keller, maar hulle gaan vir my laat weet of hy bereid is, en hy laat weet my toe die Woensdag aand, 'n dag voor ek moet terug huis toe kom, maar luister, as jy Donderdag beskikbaar is, kan jy maar kom 'n draai maak, ek het so 'n uur vir jou, maar jy moet trein vat, en dan moet jy van die treinstasie af op met die heuwel loop, omtrent so kilometer tot jy by die kelder kom. Werk vir jou wyn. En ek sê toe vir myself, ek maak nie saak wat dit uit, ek gaan dit doen. En ek kom toe daar by hom en hy sê vir my, hy het 'n dogtertjie by die huis, hy het regtig net 'n uur vir my om te proe, en ek is soos, by al mense, 'n uur is fyn. Ons kan proe, ons het 3 ure later, loop ons uit die kelder uit die ondergrond kelder uit, want toe ons te begin proe, toe sê hy soos, okay, maar hy moet nou dit oopmaak, en hy moet hierdie vaat oopmaak, en ek moet dit proe. En dit was vir my een van die ongelooflikste ervaring, en toe vind ek uit, maar hy het ook 'n pars, omtrent 10 jaar gelede in Suid-Afrika kom doen. Wonderlik. En ons het toe so lekker geproe in die kelder, en ek sê vir hom, luister, as ons nou moet, dan dink ek ons twee moet iets saam doen. Ja. Hy kan reis na ons toe in Parstyd en 'n Sauvignon Blanc kom doen vir hulle keller, en ek kan Parstyd daan toe gaan en ons doen 'n Riesling vir ons keller en bring dit terug, en hierdie partnership is iets, en dit is iets wat ons nog steeds explore, maar ek dink dit was vir my een van die ongelooflikste maniere waar mens kan sê, dis regtig wat humanity is. As jy daai connection vind saam met iemand, dan tyd raak verlore. En jy spandeer regtig net in mekaar se geselskap, rondom goeie gesels, rondom liefde en iets wat julle albei in common het, en dit was vir my wyn gewees. So dit Prachtig. was, ja. En Riesling wat so, mense moet dit eintlik weer verken. Baie diverse variëteit daai. Aneska, jou storie, net so 2 minute, bietjie dalk kontak met 'n kliënt wat vir jou lekker was. Okay, so my gunsteling oomblik in ons Visio Wintner se tyd wat ons so begin het, was laas jaar 2025. Ons het 'n flash sale gedoen op die plaas by Kleine Zalze, en ons het gestaan voor mense die broelokaal moet kry, het ons nou ons tafeltjie opgerig. En ons het daar gestaan, en almal wat nou afkom by die trappe, kyk nou, probeer jy al die mense steel voor hulle nou Kleine Zalze se wyne gaan proe. En dit was my so lekker, want wat nice was, ons raak weg in die proelokaal.
onthou kleine zals is baie groter as ons. En dis so lekker as mense jou wyn proe en hulle vra, maar waar is julle? En as jy soos ons is hier binne. En hulle soos wow, en wat so lekker was is om daai tyd te gesien het hoe mense ons wyn gekoop het en dit het vir ons daai vision gegee dat ons is capable om ons gaan groei, ons gaan verkoop en dis lekker net om te sien as mense sê, wow, dit is soos gisterand het iemand vir ons gesê, sjoe, die 95 punte is die moeite werd. So ja, dis lekker as mense jou wyn geniet. Ek is soos ek gesê ek is nie 'n drinker nie, maar my gunsteling snit was die Cabernet Sauvignon van Visio Winders hulle het my forceer. Hulle sê vir my, ek kan nie wynproe gaan doen en ek weet nie hoe proe die wyn nie. So ek is op die punt. Dit klink nie goed om te hoor, hulle het jou forceer om wyn te drink, maar ja nee, dit maak sin vir my. So ek is op die punt waar ek die wyn soos die wynmakers mos maak, nee, Carmen, in my mond sit om te proe. Nou okay, dit gaan nie altyd goed af nie, maar maar my gunsteling was ons Cabernet Sauvignon 2021 wat ek actually dis nou 'n drink, die cap is nou 23, maar wat ek kon dit in my mond hou. Ek het actually trots gevoel op myself en ek kon dit gaan verkoop daar buite. As om te gaan sê dis 'n wonderlike wyn. Dit is baie lekker, die Allianz 2022 is tans in ons glas. Sandra, sê vir ons asseblief van jou kant af ook asseblief wat jou gunsteling wynervaring is, as jy vir ons kan vertel, jou gunsteling wyn of ervaring met 'n kliënt dalk. Het jy vir ons 'n storie, net so 'n minuut? Kyk, ek het al baie die wine tastings gechippel. Ek moet dit miskien nie online of on-air sê nie, maar soos ek sê is, ek was ook nie 'n wyndrinker nie. So ek moes my ook maak om kry het om 'n bietjie wyn te proe en te smaak vir blueberries en blackberries en tobacco en spices. En te leer. Wat beteken nou nog nie vir my sin maak hè. Maar ek moes ook vir my palet moet ek ook maar geoefen het om gewoon te raak en omdat ons juist die proe doen en soos Aneska gesê het, ja, ons het daarvoor om te drink, dis waar. Om dit te kan doen, om actually te weet waarvan jy praat. Maar my gunsteling wyn was die Allianz 2020. Goed. En dit is nou voor ek 'n Carmen Stevens Merlot gedrink het vandag. Sjoe. Baie mooi, beide mooi wyne, maar dit is baie mooi. Pragtig. Nee, ek moet dit sê, ek wil baie eerlik wees. Ja. Kyk, hy's beautiful, soos jy sê, is dit hy rooi lippe en so net is hy mascara wat so inblend en dis 'n very easy drinking. Veral iemand wat gewoond is aan 'n wyn en wat 'n baie meer easy drinking wine wil drink, sal ek dit aan enige iemand voorstel. Compliment by. Nee, that's my honest truth, maar die Allianz is net so lekker. Dis 'n lieflike, dit is die wyn waarmee ons nou afsluit hierso. Heerlik, dankie weer eens Denzel vir die skink en dan moet ons nog vir Carmen vra wat haar gunsteling kos en wyn ervaring is. Daar tussen die Britte, jy weet. Ek wil eers sê ek dink sy is so reg wat sy gesê het. Ek dink mense moet net bietjie meer eksperimenteer, you know. Wyn is so lekker as jy dit op die regte occasion drink. En ek dink, ek wil vir jou sê, jy hoef nie die blueberries te proe nie. Ek het in Californië gewerk en my grootste learning curve was om te identifiseer wanneer om te pluk. En wat die wynmaker vir my geleer het is, as jy druiwe gaan pluk, ek het gesê, hy het geproe en gesê van dit, sê, but I don't know those flavors. En hy het vir my gesê, proe vir wat jy nie wil hê in jou wyn nie. En dit vir my was die grootste wow moment. Dis baie keer belangrik om te weet wat jy nie in die lewe wil hê nie, as wat jy weet wat jy wil hê, né? Dis belangrik. So, ek wil sê vir enigeen wat luister, jy hoef nie te pinpoint wat jy proe nie. As dit saam met jou en jou liggaam en jou mond en alles ooreenstem, you've got it, you know. En nie almal gaan van alle wyne hou nie. Ja. Jou palet is mos nou jou eie, is so persoonlike ondervinding om wyn te kan proe. Wat moenie wegskaar van 'n wyn omdat jy nie kan identifiseer nie. It's about the experience with it, you know. Ja. Nou my gunsteling, ek moet vir jou vertel want dit is in 1997 het my mentor vir my gevat Bordeaux toe, na die Bordeaux Wine Exhibition. Een van ons adviseurs was die wynmaker of die negosiant van Chateau Margaux, wat 'n top Sjoe. was. So maar voor ons by hom uitgekom het
Koos wat my mentor was, vir my, ons het by alle plekke gaan proe en ek was op daai stadium het ek gewerk vir Stellenbosch Farmers Winery. Grassa was 'n groot verkoper. Dit is die derde keer wat ons oor Grassa praat. Want dit is toe ons praat oor seekos en dit was op elke liewe seekos. Exactly. Jy weet. En ek het Grassa gehelp blend. So kan Bordeaux toe en ons proe hierdie witwyn en ek dink hierdie goed roet en alles soos Grassa. Ek dink wat is so wonderlik aan hierdie wyne, you know? En die rooi wyne was so acidic. I just could not. Ja. You know, dit is weer 'n teken jou palet moet gewoond raak aan 'n styl. En hulle het hierdie son nie. En hulle het Arme nie die mense. sok nie. En ons gaan toe eventually Chateau Margaux toe en ons proe uit barrels. Unheard of. Sure. Okay, maar hy moes nou geaffilieer met Stellenbosch Farmers Winery. Hy ken vir Koos en ek is in en ons proe. En ek sal nooit vergeet, ons proe deur die barrels en ek het 13 verskillende geure op sy wyn gekry. En ek weet, ek was so excited en op 'n stadium het ek hom gesê, I can't believe it's so nice actually. So Suid-Afrikaans. En hy het altyd so met sy hand in sy sy gestaan en hy het vir my so gekyk, you know. So te sê, wat duiwel praat jy van? Om vir iemand te sê dat 'n Chateau Margaux actually. Ja, sylik is okay. Want ek het vir hom gesê, kan jy glo nie, dit is actually baie mooi wyn. Ja. Van al die ander wyne wat ons geproe het, was nie vir my, het glad nie indruk op my gemaak nie. En ek dink dit is wat ek wil tuisbring, dat ek gaan sê 3 tot 4% van Frankryk se wyne is uitstekend. Die res, mense, it's nothing to write home about. En dan daai 3-4% is so duur, jy sal dit nooit kan drink nie. Ek kan dit nooit bekostig nie. Dit is so R37,000 'n bottel. Ja, ek meen is belaglik. You know, vir 'n nuutste vintage. Ja. So ek wil vir julle sê dat ons wyne in Suid-Afrika is amazing. Drink dit, gaan koop dit, celebrate dit. Ek weet dit huidigelik is daar nie baie buitelandse wyne op ons rakke nie, maar ek gaan vir julle sê julle drink van die beste wyne in die wêreld. Ons wyne kan teen enige wyn in die wêreld kompeteer. We've got top-notch quality. Ons wynmakers hou van eksperimenteer. Ons verstaan ons gronde. Ons verstaan wat ons doen. Celebrate us, buy that wine. Julle baie dankie dat julle al die pad gekom het. Dankie vir die fantastiese produk wat ons kon proe in die ateljee, vir wat julle bydra tot die bedryf en die duisende werksgeleenthede wat uit hierdie paar plase eintlik kom. So ons sê vir julle baie dankie, sterkte vir die toekoms en alle sukses ook. Kom ons gee daar laaste op die Allianz. Okay. Gesondheid julle, baie dankie vir die kuier. Baie dankie weer eens vir daai lekker kuier. Ek sluit af met my wynfeit vir die week en as jy nou nie weet nie, die tyd van die jaar gedurende die koel, nat winters word wingerde omskep doelbewus in lewende tapuite van dekgewasse. Omdat die Wes-Kaap spesifiek dan 'n hoofsaaklik winterreënval ervaar, gebruik boere hierdie seisonale groei as 'n regeneratiewe boerderypraktyk. So, hulle kweek daai tapuit van radyse ensovoorts haver en die praktyk voorkom gronderosie van winterreën en voeg natuurlik noodsaaklike stikstof en voedingsstowwe terug in die aarde. Op daai noot, totsiens. Sien jou weer volgende week vir die reine wynheid en onthou gesels met my by brink@rsg.co.za.